Môre broers en susters, ek vertrou dit gaan goed met ieder en elkeen van julle. Wat beteken dit dat Yeshua die wet vervul het? Die stelversie is Matteus 5 vers 17, ek quoteer vir ons uit Afrikaans 83. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete af te skaf nie, ek het nie gekom om dit af te skaf nie, maar om dit te vervul. Kom ons ondersoek. Die Grieks vir vervul is plerou, wat beteken om volledig te maak, om ten volle na te kom, om iets te laat gebeur soos beplan. Okay. Ons maak gereeld die aantuiging dat Yeshua die Torah gevolg het. Kom ons toets dit. Ons net oplet hierso, dit beteken nie afskaf of vervang nie, nee. Dis nie wat hy gesê is nie. Inteendeel, Yeshua het dit self uitgesluit, deur te sê hy het nie gekom om dit af te skaf nie. Kom ons gaan nou 'n bietjie na die Torah toe. Staan hierdie dalk in die Torah? Doen hy dalk instruksie van die wet? Deuteronomium 7 vers 11. Ek lees vir julle King James Version. Thou shalt therefore keep the commandments and the statutes and the judgments which I command thee this day and do them. Hier, as ons na die Hebreëse woord gaan kyk, do them, nee, is asa, nee. En asa beteken doen, uitvoer en vervul. So as ek nou in Matteus 5 vers 17 gaan lees, kan ek sê, hy vervul die instruksie volgens Deuteronomium 7 vers 11, om dit te doen, om de asa, plerou, vir Grieks, asa, vir Hebreëus, altwee is vervul, altwee beteken om te doen. Dus, as Yeshua die wet vervul, dan het hy dit volmaak uitgevoer. Presies soos Deuteronomium 7 vers 11 ons beveel om te doen. Yeshua se eie woorde bevestig dit. Kom ons gaan lees Matteus 5 vers 18 tot 19. Nie een jota of een titeltjie van die wet sal ooit verbygaan nie, totdat alles gebeur het nie. Wie dan een van die kleinste van hierdie gebooie ongeldig maak, sal die kleinste genoem word in die koninkryk. Maar wie dit doen en leer, asa, sal groot genoem word. Broers en susters, los hier met hierdie gedagte. Soos ek altyd sê, moet nie vertrou wat ek sê en gaan ondersoek hierdie dinge vir jouself. Vir jouself, as jy nou wil bereens het, toe Paulus met hulle gepraat het. Ontwaak, broers en susters, ontwaak. Die tyd is voor die deur. Groete en liefde by ieder en elkeen van julle.